Hoekom gee ons nie net vir hierdie voorsangers uit dank? Ek wil sê, ons het 'n besondere paar musikante, sangers. Halleluja. Ek wil graag seker maak Louis gaan 'n gitaar speel in die hemel. Dink jy toe hy gaan klink as hy perfek is? As dit al reeds so mooi klink, as dit reeds so goed is. Halleluja. Liam, ek seker jy gaan ook 'n kansie kry op die drome. Halleluja. Nou ek sê dit is goed. En ek glo om danksegging te gee. En nie danksegging te gee want iets het gebeur nie, maar om danksegging te gee want iets gaan gebeur. Ja. In everything give thanks. Because God turns everything that the enemy meant for my evil, He meant it into good. God is good. All the time. All the time. God is good. Halleluja. Ek wil die vraag my te help preek 'n bietjie volgende. Asseblief. Ek sê loof die Here want hy is goed. Dan sê hy, want sy goedertierenheid is tot in alle ewigheid. En ek sê loof die Here want hy is goed. Sê dit weer, loof die Here want hy is goed. En dis wat die kinders van die Here uitgeroep het wanneer hulle op die oorlogsveld is, wanneer hulle voor 'n vyand staan en het hulle hierdie woorde uitgeroep, loof die Here want hy is goed. Sy goedertierenheid is tot in ewigheid en ek wil oor 2026 uitroep, loof die Here. Hy is goed. Sy goedertierenheid is tot in alle ewigheid. Ek wil dankbaar wees. Mense sê, pastoor, hoe kan ek dankbaar wees as ek nie my rekeninge kan betaal nie? Wel, jy kan nog steeds dankbaar wees. Dank die Here dat jy nie een van jou krediteure is nie. Amen. Jy kan danksegging, soos van my gesê, het is nie 'n emosie nie. Dis 'n besluit wat ek maak om te doen. Ek wag nie tot ek so voel nie. Ek besluit om dit te doen. You can express thanks although you don't feel it. You can express it. The more, as a matter of fact, you express it, the more you're gonna feel it. The feeling comes because you decided, I'm gonna thank Him. Because thanks helps you to trust in God when you don't understand Him. Luister na hierdie blydskap is wat met 'n mens gebeur wanneer ons erken hoe God werklik in ons lewens is. Met elke dag kom met sy eie geskenke, maar jy moet jy die knoop op daai geskenk oopmaak deur danksegging te gee. Ek wil sê die gees van danksegging word gehoor in die leeukuil. Die gees van danksegging word gehoor waar die bekke van leeu's gestop word. Die gees van danksegging sal berge van onmoontlikheid vir hulle sê, hef jou op en werp jou in die see. 'n Gees van dankbaarheid sal jou deur die vallei van die doodskaduwee met jou hande omhoog laat stap. 'n Gees van dankbaarheid sal jou hande ophef na die troon van genade. En jy sal ontvang 'n oop hemel oor jou lewe. Psalm 100 vers 4 tot 5 sê, gaan sy poorte in met lof, sy voorhoewe met lofgesang, loof hom, prys sy naam. Die Engels sê, be thankful and bless His name. Be thankful and bless His name. Psalm 100 vers 5 sê, want die Here is goed.
Sy goedertierenheid is tot in alle ewigheid en sy trou van geslag tot geslag. Halleluja. Sy naam is wat ons dank en wie ons eer gee. Wat is sy naam? Wie is hy, wie ons dank? Wie daar's 12 hoofname van God in die Bybel. En jy het geweet dat vir eeue lank God nie toegelaat het dat mense sy volle naam kan uitspreek nie. En toe begin hy aan hulle te openbaar wie hy is. Hierdie 12 name. En God se persoonlike naam, his personal name, sy persoonlike naam, is net J-H-W-H. J-H-W-H. En die Jode het sy naam so heilig beskou, dat hulle dit nie verkeerd wou uitspreek nie. En later het hulle opgehou om die J-H-W-H te sê, en eerder gesê Adonai o Lord. En die oorspronklike uitspreekvorm van sy persoonlike naam het verlore gegaan. En later is die konsonant J-H-W-H en die vokaal Adonai saamgevoeg en het ons 'n woord of die woord Yahweh gekry. Maar die Bybel bemoedig ons om die naam van God te sê, dit uit te spreek, dit te noem. En party mense, party Christene dink dalk as hulle die naam Jehovah sê, eerder as om Here of Jesus te sê, dat dit meer krag het. Het klink asof jy 'n bietjie meer geestelik is. Nee, maar dit ons sien in die Nuwe Testament dat Jesus se naam bo elke naam is. Amen. En dat sy naam, dat Jesus aan ons die term Vader bekendstel. En dat Jesus, die Hebreëse naam is Yeshua, dat Jesus die volle openbaring van God se naam is. En om Jesus se naam te gebruik, vervang nie die term van God nie, maar dit openbaar eintlik wie God is. En nou sien ons dat alle autoriteit en mag is gesetel in die naam van Jesus. So onthou ons ontvang nie saligheid deur die naam van Jehovah nie, of Yahweh nie, ons ontvang redding en saligheid deur die naam van Jesus. By no other name shall you be saved. But when God started to reveal himself in the Old Testament, he said, I am Jehovah Jireh. Hy begin daar. Ek is Jehovah Jireh. Ek voorsien in al jou behoeftes na my rykdom in heerlikheid. Toe openbaar hy hom as Jehovah Nissi. Hy is ons beskerming, hy is die banier in die geveg. Toe openbaar hy hom as hy is Jehovah Shammah. God is met ons in die midde van die stryd. Sy naam staan saam met jou. Hy is El Shaddai, hy word die Almagtige genoem. Hy word die Allerhoogste God genoem. Hoekom die Allerhoogste God? Want jy sien, daar is 3 hemele. Daar is die eerste hemel wat ons in bly, wat jy die son, die maan en die see en die sterre kan sien. En dan is daar die tweede hemele, waar die geeste, die bose geeste in opereer. En dan kry jy die derde of die hoogste hemele, dis waar God woon. En hy word genoem die Allerhoogste God. Daarom as jy bid, gaan jou gebed van hier onder af reg deur die duiwel se slaapkamer reg deur na God toe.
Eksodus 17 openbaar hy homself as die Here van die leerskare. 1 Samuel 1 is hy Jehovah Shalom, die God wat vrede bring in die midde van 'n storm. Hy bring vrede in 'n mens se vallei. Hy bring vrede wat verstand te bowe gaan. Hy is Jehovah Rofi, die Here my herder, ek sal niks ontbreek nie. Amen. Hy is die Here wat sê, goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Dis wat ons gesing het. En ek sal in die huis van die Here bly. Al Jehovah se name, se krag is nou in die naam van Jesus opgesluit. Die duiwels vrees die naam van Jesus. So volgende wil ons dankie sê aan Jesus, ons God. Het jy ooit opgelet dat negatiewe mense, die klaars, is nooit dankbaar nie. Nooit dankbaar nie. Ek het gehoor van 'n man, ouderdom 65, wat vir baie jare onskuldig in die tronk was, totdat hulle DNA kon uitfigure. En toe dit nou ontwikkel is, toe is hierdie ou se DNA nie gevind nie, en hy is vrygespreek. En toe hy uiteindelik uitstap uit die tronk uit, is sy eerste woorde die volgende: Loof die Here, hy is goed. Eerste woorde wat hy gesê, that is thankfulness. Vandag is die grootste dag van jou lewe. En dit is die enigste dag wat jy gekry het. In hierdie dag sal ek dankbaar wees. Amen. Nie vir net wat kom nie, vir nou. Gister is verby. Ek kan nie waarborg dat enige een van julle môre hier gaan wees nie. So gee hom nou dank. Gee hom nou op. Jou lewe word 24 uur siklus over dag gelewe. In my sal gevind word 'n gees van dankbaarheid. Want die gees van dankbaarheid stel die wonderwerkende krag van God vry in my lewe. Het jy wonderwerk nodig? Dank God vir die gawe van danksegging. Daar's altyd tye in ons lewens waar quote die regte ding lyk om te wees. Elke huwelik en elke werk en elke ding wat gebeur in jou lewe. En die taak baie keer vir jou erger lyk as wat jy in staat is om te dra. Jou kruis ondraaglik lyk. En jou reëse is ontelbaar in jou lewe. Nooit jouself aan selfbejammering oorgee nie. Gee jouself aan danksegging oor. Openbaring sê die wat volhard tot die einde toe, hulle sal gered word. Ek wil vir volgende vra, volhard in danksegging. Amen. Veg die goeie stryd van die geloof. Tel weer klippe op en slinger dit na die reus toe. Maar die oorwinning is ons in deur Jesus. Ek sê vir julle sê, wees dankbaar en die mure van Jerigo sal val. Wees dankbaar en die son sal in die dag kan stil staan. Wees dankbaar en jou besigheid kan 'n bonatuurlike deurbraak kry. Wees dankbaar en jou liggaam wat siek is, kan weer gesond word. Wees dankbaar in jou gebroke drome, want God kan alles nuut maak. Wees dankbaar en lig jou hande op wanneer jy deur die dal van doodskade weer gaan en sê, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my.
Verhef jou stem en loof die Here. En ek sê loof die Here want hy is goed. Amen. Dan God hier my heel beste aan hom te gee. Die lewe is nie so sleg nie. Is nie eintlik jy wat jou visie wat donker is en jou gedagtes wat duister is nie. Een ding weet ek, danksegging is die teken dat jy 'n volwasse Christen geword het. Dit sê hoe volwasse jy is. Is 'n baba dankbaar? Nee. Wanneer daai babatjie 'n wyntjie het en jy doen alles om hom uit te vryf en uiteindelik kom hy uit. Wat gebeur? Sê sy of hy dankie? Nee. Hy kry dalk 'n smile op sy gesig. Maar 'n kind moet geleer word om dankbaar te wees. En kinders van die Here moet geleer word om dankbaar te wees, want die vlak van jou dankbaarheid verklap die vlak van jou volwassenheid in jou lewe. Jesus sê die mense wat leef met 'n gees van danksegging sal wonderwerke bly sien. Maar vir die mense wat vol bitterheid, murmurering en ondankbaarheid is, sal nie die vreugde van die Here smaak nie. Maria, Jesus gaan na die huis van Maria net voor hy gekruisig word. En sy bied aan hom haar beste aan. Sy het 'n alabasterboks gevat en met kosbare nardesalf. Hierdie nardesalf het soveel soos 'n jaar se lone gekos vir 'n persoon. Sy het hierdie nardesalf, het sy oor sy baard, oor sy klere, oor sy liggaam, het sy dit uitgestort, oor sy voete. En hierdie reuk van kosbare nardesalf sou in Jesus se vel intrek. En daar was Judas wat gesê het, hoe kan jy nou dit doen? Pleksie het vir die armes gegee, maar ons weet dit is eintlik Judas wat sy hand in die sak gehad het. Maar 'n Judas gees hou nie van vrygewigheid nie, hou nie van dankbaarheid nie, hou nie van blydskap nie. Ondankbaarheid is eintlik sianiet vir mens se siel. Amen. Sianiet vir jou siel. En Jesus het vir Judas gekyk en gesê, los haar uit. Van nou af wanneer daar van hierdie vrou gepraat word, sal haar naam onthou word. Sy het 'n offer van dank oor Jesus se lewe uitgestort. En Jesus het die huis van Maria verlaat. En sy laaste 24 uur op aarde begin. En hy was alleen in die tuin van Getsemane. Hy was alleen in Pilatus se binnehof, ingesleep en deur die skare geskree, kruisig hom, kruisig hom. Daar was geen meer van sy disippels saam met hom nie, hy was alleen, maar wat daar was daai ryk, diepe, lieflike geur van nardesalf wat in sy liggaam ingetrek het, en haar reuk het hom herinner, daar's iemand wat lief is vir jou, daar's iemand wat dankbaar is, daar is iemand wat sy beste vir jou gegee het. En toe die soldate van Herodes Jesus slaan, op hom spoeg, 'n doringkroon vat en op sy kop sit, het daai geur hom vergesel en gesê, alhoewel hier niemand hier is nie, is daar iemand wat lief was vir my. Iemand wat haar beste vir my gegee het. Iemand wat dankbaar was. En toe hy daai sweepslaan 39 na mekaar kry, het die ryke aroma van die nardesalf saam met Jesus gewees. Want iemand het hom lief gehad. Iemand
het vir hom dankie gesê. En op Golgotha, toe die Romeinse soldate oor sy kleed dobbel, het hulle gesê, hierdie is nie gewone kleed nie. Ryk hierdie kleed. Iemand was lief vir hierdie persoon. Iemand was dankbaar vir hom. En die vraag is, doen ons dit? Want ons dank is 'n lieflike geur voor die Here. Can I get an amen? It's a beautiful flavor. Kom ons gee hom ons beste. Gee hom ons dank. Gee hom iets wat kosbaar is. Gee hom iets wat jou kos. Gees van danksegging weerspieël die teenwoordigheid van die Heilige Gees in jou. The Holy Spirit is inside you. It will bring out thanks in your life. Efesiërs 5:19 sê, spreek onder mekaar met psalms en lofsange. En geestelike liedere en sing psalms sing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen, ons dank hom in die naam van Jesus. Wat doen jy as jou wêreld omgekeer word? Wat doen jy as jy oorgesien word vir 'n promosie of vir 'n werk of omdat jy 'n kind van die Here is, omdat daar 'n Bybel op jou lesenaar is? Wat doen jy wanneer jy bankrotskap in die gesig moet staar? Wat doen jy as jy iets probeer en dit werk nie? Wel, skep vir jou 'n deurbraak deur danksegging te bring. Psalm 50:23 sê die een wat dank offer. So it's something that you offer. It's not something that comes because you want to. It's a sacrifice. Hy wat dank offer, he that sacrifices praise. He that offereth praise. Hy wat dank offer, sê die Bybel, eer my. En die een wat op sy weg ag gee, hom sal ek die heil van God laat sien. The Bible says, I will prepare a way to show him the salvation of God. Your thanks prepares a way that I can receive the salvation of God. En ek wil vir sê, wanneer jy dankbaar wys, dankbaarheid gee, maak die hemele reg om oor jou uit te stort 'n seën wat jy nie kan verstaan nie. Kom ons wees dankbaar en loof die Here. Want God is goed. Sy goedertierenheid is tot in alle ewigheid en sy trou van geslag tot geslag. Die Here is goed en sy goedertierenheid is tot in alle ewigheid. Gees van danksegging maak dat ons gebede powerful is. Efesiërs 4:6 wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking, dan sê hy dit, in hierdie niks met danksegging bekend word by God. Let your thanks be known to God. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle hart en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Nou die vrede kom, want daar was dankbaarheid voor vrede. Amen. Sonder danksegging luister God nie na ons gebede nie. Want meestens is ons gebede 'n inkoopielys van wat ons nodig het. Of wanneer ons iets van hom moet ontvang, noem ons dit. Maar die Bybel sê, laat julle gebede met smeking en met danksegging bekend word by God. Jesus het Lazarus uit die dood opgewek. Maar dankbaarheid het daai wonderwerk moontlik gemaak. Luister wat sê Johannes 11:41.
Hulle neem toe die steen weg waar die oorledene lê. En Jesus het sy oë opgeslaan en wat is die eerste ding wat Jesus doen? Hy sê, Vader, ek dank U. Dis 'n man wat dood lê. Die eerste ding wat Jesus sê is, Vader, ek dank U dat U my gebed verhoor het. En toe hy dit gesê het, roep hy en hy sê, Lazarus, kom uit, en ons weet wat gebeur het. Omdat Jesus geopereer het in 'n gees van dankbaarheid. As jy 'n wonderwerk nodig het, begin by 'n dankgebed. Wonderwerke gebeur nog steeds. So Here, ek dank U in hierdie beproewing waardeur ek gaan. Ek verstaan dit nie, maar ek dank U. Ek weet nie hoekom nie, maar ek maak 'n weg waar daar nie 'n weg is nie. Deur offer aan U 'n lofoffer van dank te bring. Dit was die gees van danksegging wat die wonderwerk van die 5000 wat gevoed is veroorsaak het. Johannes 6:11 sê, Jesus het die brood geneem en nadat hy gedank het, gee dit aan die disippels uit. Is dit nie wonderlik nie? Die wonderwerk het gebeur nadat Jesus gedank het. En ek besef nou hoeveel wonderwerke van Jesus het gebeur, want danksegging maak dit moontlik. Die gees van dankbaarheid verpletter die vyand in jou stryd. Wanneer God hoor hoe jy 'n gees van dankbaarheid gee, sê vir sy engele, sien julle daai ou? Hy het geen rede om nou dankbaar te wees nie. Maar ek wil hê dat die magte en die owerhede en die engele moet optree namens hom. Wanneer jy 'n persoonlike Getsemane het in die onderste, donkerste valleie, sal ek nie my danksegging verloor nie. Want Habakuk 3:17 sê, wie van julle dit al oor die lewe gesê, alhoewel die vyeboom nie sal bloei nie, en die wingerdstokke geen vrug dra nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplewer nie. Die klein vee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stal sal wees nie. Nogtans sal ek jubel in die Here. Ek sal juig in die God van my heil. Want die gees van dankbaarheid is 'n beskerming vir jou siel. Is 'n beskerming van jou vrede. 'n Gees van dankbaarheid preserveer wat God alreeds gedoen het in jou lewe. Sodat jy nie die wonderwerk verloor nie, sodat jy nie die voordele verloor nie. Danksegging preserveer die goedheid van die Here in 'n mens se lewe. As jy vat die 10 melaatses, 10 van hulle is genees, 9 van hulle het weggestap, 1 het teruggekom en hy het dank gegee. En nadat hy dank gegee het, sê die Here dat jou geloof het jou gered. Al die ander is genees, maar die een wat dank en offer het, is genees, gesond gemaak en gered. 9 is genees, 1 is gered. Soek jy iets van God? Begin met dankie. Soek jy die vreugde van die Here oor die lewe? Wees dankbaar en loof sy naam. Want die Here is goed. Sy goedertierenheid is tot in alle ewigheid. Sy trou van geslag tot geslag. Ek wil hierdie sê ter afsluiting. Teenoorgestelde van danksegging is murmurering. Murmurering is kla.
En K het nooit goed gegaan in die Ou Testament nie. Die Bybel sê toe die volk van die Here begin murmureer, het die Here slange onder hulle ingestuur om hulle te pik. Hoeveel van u sal gepik word vandag? Wat se kans het jy om gepik te word as jy hierdie jaar se gekla na luister? Want murmurering is die temalied van Satan. Dis sy swan song. Murmurering is 'n lied wat gaan oor die vertroue wat jy verloor het, dat in God jou voorsiening is. Filippense 2:14 sê, doen alles sonder murmurering en teespraak. Hoe kom ons oor murmurering? Ons kom daaroor met danksegging. Amen. Ons oorwin dit deur danksegging. Jy weet, as jy vanoggend wakker geword het en jy het nog nooit 'n oorlog, jy nog nooit in 'n oorlog was nie, of in 'n tronksel geslaap, of gemartel, of hongerpyne omdat jy geen kos ervaar het nie, is jy meer geseënd as 500 miljoen mense op hierdie aarde. As u kos in die yskas het, as u kledingstukke aan u lyf het, as jy 'n kooi het waarop jy jou kop kan laat rus vanaand, as jy 100 rand in jou beursie het, dan is jy meer bevoorreg as 90% van hierdie wêreld se bevolking. Daarom moet ons sê, Here, vergewe ons as ons moan. Vergewe ons. Want 90% van die wêreld sal baie graag plekke wil ruil met jou nou. Moenie gees van danksegging verwerp nie. Moenie dat kla 'n manier en 'n patroon word in jou lewe nie. Luister, Paulus wat 39 houe geslaan is, tot dood agtergelaat is, in 'n tronksel sit. Hy sê 2 Korintiërs 4:17. Hierdie ligte verdrukking. Wat vir 'n oomblik is. Bewerk vir ons alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. So. En ons moan oor ons matte wat nie by ons gordyne pas nie. Of ons kleeskema in die kombuis. Amen, o Jette. Amen. Amen, jong. Maar vanaand gaan miljoene mense sonder kos slaap. En terwyl ons kla oor ons nie genoeg het nie, is daar kinders wat honger ly. Omdat daar mense is wat in 'n slegter posisie is as ons. En ek wonder baie keer of ons so geblessed geword het dat ons vergeet het om te opereer in 'n gees van dankbaarheid. Is ons so bevoorreg dat ons nie die eenvoudige dinge kan begryp wat God ons gegee het nie. Het jy 'n gees van dankbaarheid? Stap net in die gange van enige hospitaal in. En daar is mense wat jou ouderdom is, wat nooit weer die son gaan sien nie, wat nooit weer sonder pyn sal wees nie. Hef jou hand op na die Here en sê, I am blessed. Every day of my life I am blessed. With this pain, I'm still blessed. With the sorrow, God is still good. En ek wil hê jy moet al hierdie teologie nou in die praktyk sit. En ek wil jy vra om saam met my te staan en 'n geleentheid aan u te gee
om u hande op te lig na die Here en te sê, my God, ek is dankbaar. Ek is dankbaar. Ek is dankbaar vir wat verby is.